Baie welkom by ons geloofswoord hierdie week. Ons is by Matteus 15 en ons reis deur die evangelies. En vandag kyk ons na 5 hoofdele saam. Ek gaan vandag iets 'n bietjie anders doen. So as jy in 'n Bybelstudie groep is, dalk by jou eie is, die vrae gaan aan die einde verskyn. Op die skerm, daar gaan nie soos altyd 'n breek tussen elke gedeelte wees nie. So heel aan die einde gaan daar uit elke gedeelte uit die 5 gedeeltes waarin Matteus 15 opgedeel is, gaan daar 'n vraag uit wees. En julle kan dan julle tyd vat, rustig daardeur werk en selfs teruggaan in die video as daar dalk iets is wat julle weer wil luister of weer wil hoor. Maar die gedagte is dat ons so ook saam kan wees, saam rondom die woord en saam dan nou met mekaar, as jy dalk in 'n groep ook saam luister na hierdie video. Kom ons word stil, dan bid ek vir ons en daarna gaan ons voort met Matteus 15. Here, baie dankie vir die groot voorreg om weer met die woord te kan besig wees. Dankie dat ons kan weet wanneer ons daarmee besig is ons met U self besig, Here. U wat U self deur die woord openbaar en deur die Gees, Here, ons lei en ons in staat stel, die krag gee om ook dit te kan doen wat U van ons vra en verwag, Here. Dankie dat U die God is wat ons vergewe en dankie dat wanneer ons na U toe kom, dan weet ons is oorwinnaars, Here. Die ewige lewe is reeds vir ons 'n werklikheid. Mag Matteus 15 vandag ook vir ons iets dieper kom leer van wie U is, Here, en mag ons beleef hoe U self daardeur ook met ons spreek. Seën ons, wees met ons as God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Hier in Matteus 15 wys Jesus die skynheiligheid van die Fariseërs uiteindelik uit. En hy kom verduidelik dat ware reinheid uiteindelik nie uit 'n plek uitkom waar ons 'n klomp rituele doen of die uiterlike, die sigbare nie, maar ware reinheid kom uit die hart uit, opregte geloof wat van binne af na buite toe leef. En hierdie gedeelte, Matteus 15, hierdie hoofstuk, gaan dan daaroor, grootliks oor hoe lyk dit wanneer ons sê ons is rein in Christus. Dis 'n geloof wat die hart uit is. So kom ons lees saam, eerste gedeelte wat ons saam lees, Matteus 15, van vers 1 tot 9. Toe kom daar Fariseërs en skrifkenners uit Jerusalem by Jesus aan en sê, hoekom oortree die disippels die tradisie van die voorouers? Want hulle was nie hulle hande wanneer hulle gaan eet nie. Hy het hulle egter geantwoord, hoekom oortree ook julle die gebod van God met julle tradisie? God het tog gesê, eer jou vader en jou moeder, en wie sy vader of moeder beledig, laat hy beslis doodgemaak word. Maar julle sê, wie vir sy vader of moeder sê, watter voordeel u ook al van my sou kon ontvang, is 'n offergawe, hoef sy vader hoegenaamd nie te eer nie. So het julle deur julle tradisie die woord van God kragteloos gemaak. Skynheiliges, Jesaja het reg oor julle geprofeteer. Hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle harte is ver van my af. Te vergeefs vereer hulle my, want hulle onderrig as leerstellings die voorskrifte van mense. Die Fariseërs en die skrifkenners kom hier na Jesus toe en argumenteer met hom oor die wet oor die hande was voordat 'n mens eet. 'n Wet wat eintlik 'n menslike wet is wat bygevoeg is by God se wet. En hy wys hulle daarop uit dat hulle ook mense finansiëel manipuleer. Die Fariseërs, skrifkenners wat hierdie korbanwet ingebring het waar jy dit wat gebruik moes word om die ouers te versorg uiteindelik vir die tempel kon gee. En uiteindelik nie jou verantwoordelikheid hoef na te kom om na jou ouers om te sien nie. Here wys vir hulle op hulle eie onreinheid in daardie opsig. En hy wys vir hulle ook op Jesaja se profesie. Jesaja 29 vers 13 se profesie, waarin hy voorspel het dat hierdie volk, hierdie nasie, sy harte nie reg is ook vir God nie. Hulle is meer getrou aan menslike wette as wat hulle aan God self getrou is. Hulle harte is eerder vir die dinge van die vlees as vir die dinge van die gees. Kom ons lees die volgende gedeelte saam. Dit is Matteus 15 van vers 10 tot 20. Jesus het die skare nader geroep en vir hulle gesê, luister en verstaan dan. Dit is nie wat by die mond ingaan wat 'n mens onrein maak nie, maar wat by die mond uitgaan, dit maak 'n mens onrein. Toe die disippels naderkom, sê hulle vir hom, weet jy dat die Fariseërs aanstoot geneem het toe hulle die uitspraak hoor? Hy het egter geantwoord, elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal met wortel en al uitgetrek word. Los hulle. Hulle is blinde leiers van blindes. En as 'n blinde lei, sal albei in die sloot val. Eerder is dit hom gevra,
verduidelik hierdie gelykenis vir ons. Hy het gesê, is ook julle nog steeds sonder begrip. Verstaan julle nie dat alles wat by die mond ingaan, in die maag beland en in die privaat uitgewerp word nie. Maar wat by die mond uitgaan, kom uit die hart, en daardie dinge maak die mens onrein. Uit die hart kom daar immers bose gedagtes, moord, oorspel, onsedelikheid, diefstal, valse getuienis en lastering. Dit is die dinge wat 'n mens onrein maak, maar om met ongewaste hande te eet, maak die mens nie onrein nie. In hierdie gedeelte benadruk Jesus net weer eens dat ware reinheid nie van die fisiese rituele afkomstig is, soos wat die Fariseërs het probeer laat blyk nie, maar dat dit uit die hart uitkom. Dit wat uit die hart uitkom, spreek van reinheid of onreinheid aan. Jesus praat hier met die disippels en hy bemoedig hulle deur te sê, maar hulle moet hulle harte voor die Here reg hê en dat die Here dit raak sien. Hy sien raak ons harte. Dit beteken hy sien ons hele lewe raak uiteindelik. En hy wys hier vir die disippels ook uit dat hulle moet seker maak dat hulle nie soos die Fariseërs word waarop hulle op die uiterlike gefokus is op die rituele nie, maar dat hulle word soos wat God vra en verwag. Ek dink in die wêreld wat ons leef is daar baie voorbeelde ook waar ons baie keer dinge as aanvaarbaar beskou of dalk selfs as goed en reg beskou, terwyl dit nie noodwendig altyd volgens God se wil is nie. Ons moet ons nie ophou met die valse dinge, die dinge wat ons onrein maak in hierdie lewe nie. Ons moet ons ophou met die dinge van God, met sy wil en dit wat hy vir ons wil hê, met sy hart uiteindelik ook vir ons. En Jesus kom wys hier uit dat die Fariseërs se fokus op die uiterlike, die tradisies, die gewoontes, rituele wat hulle gebruik om uiteindelik reinheid te regverdig in hulle eie lewens, eintlik maar net 'n masker is vir dit wat eintlik 'n probleem is. Dat die hart baie keer onrein is. Dat die hart baie keer nie aan die Here gewy is nie. Kom ons lees die volgende gedeelte saam. En ons gaan saam lees Matteus 15 van vers 21 tot 28. Jesus het daarvandaan vertrek en na die streke van Tyrus en Sidon gegaan. En skielik het 'n Kanaanitiese vrou uit daardie omgewing vorentoe gekom en hard uitgeroep: "Ontferm U oor my, Here, seun van Dawid. My dogter word geweldig getuister deur 'n demoon." Hy het haar egter glad nie geantwoord nie. Sy disippels het nader gekom en hom versoek: "Stuur haar weg, want sy hou aan skreeu agter ons aan." Hy het geantwoord: "Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel." Sy het egter nader gekom, voor hom neergeval en gesê: "Here, help my." Hy het geantwoord: "Dit is nie mooi om die kinders se brood te neem en vir die hondjies te gooi nie." Maar sy het gesê: "Ja, Here, en tog eet die hondjies van die krummels wat van hulle eienaar se tafel val." Toe het Jesus haar geantwoord: "O vrou, groot is jou geloof. Laat dit vir jou wees soos jy wil hê." En haar dogter is van daardie oomblik af genees. In hierdie gedeelte kom 'n Kanaanitiese vrou na Jesus toe en smeek hom om haar demoonbesete dogter te genees. En dis 'n vreemde gedeelte want Jesus reageer nie. Sy vra vir hom hierdie versoek en tog reageer Jesus nie. Die disippels vra hom later, maar wil hy haar nie net wegstuur nie sodat sy kan ophou skreeu nie. Nie noodwendig om vir haar te sê gaan weg nie, maar kan hy haar nie maar net genees sodat sy kan weggaan nie. En dan antwoord Jesus haar en hy verduidelik eintlik die rede waarom hy uiteindelik ignoreer en hy sê maar hy het nie gekom vir die wat nie verlore is nie. Sy is een van die wat nie verlore is nie, maar hy het juist gekom vir die wat verlore is. En dis waarvoor die brood is. Hy wat self die brood van die lewe is, dis vir hulle wat hy gekom het. En dan hierdie mooiheid eintlik, haar manier van antwoord hier, waar sy eintlik sê, maar sy verstaan dat die Here het gekom vir die wat verlore is. En sy verstaan ook dat hy vir almal gekom het. Ook vir die wat gevind is. Dis hulle wat hierdie verwysing, hierdie beeld wat hier gebruik word van die hondjies, wat die krummels ook eet. Wat selfs hulle wat van die brood al geëet het, soek nog van die krummels. Hulle is nog steeds ywerig, wil nog steeds die Here in hulle lewens hê. Bly soekend na hom. En Jesus wat dan op grond van haar geloof, hierdie insig wat sy toon ook, geloof in homself, genees hy dan haar dogter. En dat die ingewikkelde, die moeilike, maar die mooi ook uiteindelik van hierdie gedeelte vir ons.
Kom ons lees verder saam, Matteus 15 van vers 29 tot 31. Jesus het daarvandaan vertrek en allangs die see van Galilea geloop. Daarna het hy teen die berg opgegaan en daar gaan sit. 'n Groot skare het na hom gekom, met verlamdes, blindes, krepeles, doofstommes en baie anders saam met hulle. Hulle het die mense by sy voete neergelê en hy het hulle gesond gemaak, sodat die skare vol verwondering was toe hulle sien dat doofstommes praat, krepeles gesond word, verlamdes loop en blindes sien. Hulle het die God van Israel verheerlik. Hierdie gee ook vir ons so 'n bietjie van 'n terugblik na die vorige gedeelte wat ons nou saam gelees het, van die vrou, dis 'n vrou wat na Jesus toe kom. Jesus wat uiteindelik gekom het vir die Jode, die wat verlore is, om vir hulle die volheid van wie God is te leer, maar hy wat ook gekom het dan vir die nasies. En hier waar sy krag, sy genesing tentoongestel word, hy wat uiteindelik deur hierdie wonders wegwys na die hemelse werklikheid. Die werklikheid dat die hemel 'n plek is waar daar geen pyn, geen siekte, geen hartseer meer is nie. 'n Plek is waar ons in die Here se teenwoordigheid is vir ewig. En dan ook hierdie voorspelling van Jesus as die Messias wat die skare wat by hom bymekaar kom, dan ook erken. Hulle sien hom raak as die een wat gestuur is, wat deur die Ou Testamentiese profeseë ook voorspel word. Hier sien ons uiteindelik ook 'n wegwysing na Jesaja 35 vers 5 tot die eerste deel van vers 6, waar daar staan: Dan sal die oë van blindes oopgaan en die ore van dowes sal oopgaan. Dan sal 'n verlamde spring soos 'n wildsbok en die tong van 'n stomme sal jubel. Hoe besonder is dit nie dat ons dit kan lees in Jesaja en in Jesus Christus, die werklikheid daarvan, die volheid daarvan, die belofte daarvan ook kan sien. Kom ons lees verder saam, Matteus 15 vanaf vers 32, dis die laaste gedeelte, ook vir vandag. Daarop het Jesus sy disippels nader geroep en gesê: Ek voel innig jammer vir die skare, want hulle is reeds 3 dae by my en het niks om te eet nie. Ek wil hulle nie honger wegstuur nie, anders kan hulle onderweg beswyk. Maar die disippels sê vir hom: Waar kry ons in hierdie verlate plek genoeg brood om so 'n groot skare te voed? Jesus sê vir hulle: Hoeveel brode het julle? Hulle antwoord: 7 en 'n paar visse. En nadat hy die skare beveel het om op die grond te gaan sit, het hy die 7 brode en die visse geneem, gedank, dit gebreek en vir die disippels gegee en die disippels weer vir die skare. Hulle het almal geëet en versadig geword. Hulle het van die stukke wat oorgebly het 7 mandjies vol opgetel. Afgesien van die vroue en kindertjies was daar 4000 mans wat geëet het. Nadat hy die skare weggestuur het, in die boot geklim en na die gebied van Magadan gegaan. Hierdie gedeelte wys net weer eens vir ons hoe Jesus God self in oorvloed vir ons ook voorsien. Hier die tweede gebeurtenis, die tweede vermeerdering van die kos. Ons het in hoofstuk 14 verlede week ook gesien hoe Jesus vir die mense kos gegee het om te eet toe daar nie genoeg was nie. En weer eens hier, toe daar nie genoeg is nie, toe maak Jesus dit genoeg. As ons in hom vertrou en in hom glo, dan kan hy die onmoontlike moontlik maak. Ons sien dit weer hier raak. En Jesus wys hier dat hy vir beide die Jode en die heidense nasies uiteindelik ook wil sorg, wil voorsien. Dat dit vir hom belangrik is dat hulle nie net geestelik gevoed word nie, maar ook fisies gevoed sal wees, sodat hulle uiteindelik ook krag sal hê om sy werk in hierdie wêreld te kan doen. Die Here herinner die disippels ook hier aan sy groot krag en sy mag. Ons moet God altyd dank vir sy voorsiening in ons lewens. Ons moet hom dank vir die dinge wat hy vir ons gee, maar ons moet hom ook dank dat ons vir ander kan gee, en dat hy deur ons ook vir ander sorg, vir ander help, vir ander voorsien. Dit wat die Here ons mee seën, moet ons uiteindelik gebruik om ander mee te seën. En baie keer sal die wêreld vir ons sê, maar dit is in die vorm van geld, rykdom. Maar die Here gee vir ons gawes, hy gee vir ons ander vermoëns, ander maniere om vir mekaar ook te seën en daar te wees. Hier gebruik hy kos om te wys hoe hy in oorvloed ook kan voorsien. Mag die Here jou bietjie ook in jou lewe gebruik, mag jy hom toelaat om daai bietjie te gebruik. Om soveel meer te doen as wat jy ooit kan bid of dink. Kom ons bid saam. Ons dank die Here vir hierdie gedeelte. En daarna sal daar uit elkeen van hierdie 5 gedeeltes wat ons nou saam gekyk het,
sal daar vrae ook op die skerm verskyn. Here, baie dankie vir die groot voorreg om U te kan ken as die God van wonders. Dankie dat ons hierdie gedeelte ook vandag kon lees, en dankie dat, alhoewel ons nie altyd alles verstaan, Here, dat ons weet, U se hart, Here, is uiteindelik om vir ons net die beste te hê. Mag dit ons hart ook wees om U te loof en te prys en vir mekaar uiteindelik ook die beste te wil hê. Mag dit ons hart wees om die verlorenes te soek en die wat reeds gevind is, Here, vir hulle ook daar te wees, vir mekaar daar te wees. En dankie, Here, dat U ons ken, ten volle ken, alles van ons weet, en so ook elke dag vir ons sal sorg. Ek bid vir elkeen wat siek is, ek bid vir elkeen wat 'n wonderwerk in hulle lewens nodig het, iets dit is as gevolg van werkdruk, iets dit is van finansiële druk, iets dit is van 'n geestelike perspektief of kant. Here, mag U met elkeen wees wat in hierdie tyd swaar kry. Mag U met elkeen wees wat in hierdie tyd onder oorlog gebuk gaan, onder vervolging gebuk gaan. En ons bid vir hulle en ons vra dat U ook vir ons die vermoë sal gee om te bly bid, maar ook die krag sal gee om te gaan waar U ons ook stuur, Here, om ons te gebruik. Dankie, Here, dat Matteus en so die res van U woord ook vir ons herinner daaraan, dat ons vir U diensbaar moet en kan wees, Here. Ons bid dit, ons vra dit, in die almagtigste naam wat daar is, in die naam van ons God, Vader, Seun en Heilige Gees, en dankie dat U so in die liefde, U genade, en in die gemeenskap saam met ons gaan. In die naam bid ons dit. Amen.